Liewe luisteraar, baie welkom. Ons is besig om saam te reis en ons het die laaste tyd baie saam gepraat oor die oorwinning van Christus wat hy deur die kruisiging behaal het, die kake van die dood gebreek het. Ons het baie inligting gekry en ek wil dan nou graag vandag vir julle lees uit 1 Korintiërs 15 vers 55. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde en die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Hoe wonderlik is dit nie dat ons ook vandag kan uitroep, dood, waar is jou angel? Want die Here het aan die kruis die angel van die dood afgebreek. En ja, die bose een maak ons bang en klomp leuns en dreigemente. Maar die Here bevestig deur sy opstanding dat hy die opstanding en die lewe is. En in hom het ons die volheid van die lewe verkry. Maar dit bring ons by die punt dat ons al hierdie dinge gehoor het. Ons het gehoor die Here het vir ons gesterf. Ons het gehoor dat ons vroeër in die mag was van die bose en die sonde en dat ons deur God se genade en goedheid en liefde gered is, die geleentheid gebied is om 'n kind van God te word. Maar wat maak ons hiermee? Dit moet ons natuurlik bring by 'n punt dat ons 'n besluit neem. Openbaring vra die vraag: wil jy koud wees of wil jy warm wees? Maar asseblief moet nie lou wees nie. In ander woorde, wil jy teen God wees of wil jy vir God wees? Maar asseblief moenie 'n draadsitter wees nie. Moenie die Here dien aan die een kant en dan die wêreld aan die ander kant nie. Ons kan nie beide dien nie. Soos ons ook nie vir God en vir Mammon kan dien nie. Met dit wat ons gehoor het, moet ons 'n besluit maak om in gehoorsaamheid die Here te dien met alles in ons. Natuurlik is daar 'n groot stuk vrees wat hiermee saamgaan. Want alles wat ons doen en alles wat ons kies, kom ons teen 'n prys. Dalk is jou prys dat jy slegte praktyke moet agterlaat, of dalk is jou prys dat jy met vriende paadjies moet skei. Maar vriende, met dit wat ons tot dusver gehoor het, 'n lewe in Christus, wat vir ons soveel belofte inhou, soveel hoop en vrede en vreugde inhou, en die waarborg dat ons eendag saam met hom sal wees, daar in ewigheid, is dit nie veel meer werd as 'n tydelike lewe in hierdie wêreld. 'n Lewe waar alles maar relatief is, 'n lewe waar alles maar vergoudelik is. Is dit dan nie die moeite werd om in die een absolute vas te hou nie, ons Here Jesus Christus? Het is geen wonder dat ons Here dit aan ons bekend maak dat hy die weg, die waarheid en die lewe is nie. Die weg, dit wil sê die pad wat ons moet stap, wanneer ons nie weet watter pad om te stap in hierdie wêreld nie. Die waarheid, omdat daar in hierdie wêreld soveel valse dinge is, soveel leuns is, as ons nie weet waarheen om te draai nie. Wie praat nou die waarheid nie? En dan die lewe. Want ja, alles wat ons sien in hierdie wêreld gaan tot niet. Blommetjies is vandag daar en môre is hulle weg. Diere is vandag daar en môre sien ons hulle nie meer nie. Maar vir die een wat op die Here vertrou en die een wat sy hart gee vir God, die een wat in gehoorsaamheid lewe en sy lewe neerlê, sal dit juis behou in Christus Jesus. Miskien word ek en jy vandag teruggeroep om daai verbintenis aan God te maak. Here, ek wil my lewe neerlê. En natuurlik gaan ons val. Ons maak foute. Ons is nie perfek nie. Maar ek wil myself inspann. Ek wil alles wat ek het gebruik om die Here te dien. Selfs met tekortkominge. En die Here sal ons sterk maak en die Here sal ons help. Onthou, hy beloof aan sy disippels dat hy by hulle sal wees tot die einde van die wêreld. Mag dit ook so vir ons wees. Kom ons bid saam. Here,
Help ons om hierdie keuse te maak, om U te dien. Here, ons het soveel inligting gekry en die woord is tog so duidelik. Maar soms, Here, is ons so bang om daai besluit te neem. Geef vandag vir ons die moed. En Here, werk ook hierdie Gees in ons om uit te roep, Abba Vader, om ons lewens neer te lê by U, sodat ons dit kan behou in Christus Jesus. Ons bid dit in U naam. Amen.